nou met al hierdie pragtige mooi dames wat saam met ons in die ateljee kom kuier tot dusver, is dit nou tyd om 'n bietjie sport te gesels. Saam met ons sportskenner en selfaangestelde voorsitter van die Cheetahs se fanklub, Arnold Keerts. Ek het nie eens geweet ek het promosie gekry nie. Gaan jy nou van so 'n pragtige jong dame na dit? Have you ever? Dit bly pragtig. Ja, nee, dit is. Nie ek nie, sy. Absoluut. Lekker sportnaweek geweest, né? Ongelooflike sportnaweek. So ek gaan die rugby so hier vir die middel hou, maar mens moet daarom net sê dis nou nie 'n ding wat ek baie oor praat nie, want ek ken hom glad nie goed genoeg nie, maar Liverpool het nou Tottenham Hotspur gister met 5-1 gestoomroller om die Premierskap Liga te wen. En dis die rekordgelyke 20ste Premierskap-titel vir die ouens in rooi. Dit wil gedoen word. Ja, maar dis interessant. Arnie Slot se manne teruggestorm nadat hulle teen alle verwagtinge in 'n doel af was en toe uiteindelik teruggekom en toe daai eerste doel ingaan, toe daar 60,000 mense wat bitter ongelukkig was. En die desibel vlak het so gestyg, maar uiteindelik het hulle toe nou 5-1 gewen. Maar hier is die interessante ding. Liverpool kan nie meer deur die tweede geplaaste Arsenal gevang word nie en hulle is nou gelyk met hulle bitter teenstanders Manchester United as die gesamentlike suksesvolste klub ooit in die geskiedenis van die Premierskap Liga. Maar hierdie is mooi want dis hulle eerste een sedert 1990 vir hulle eie aanhangers en ek dink dis nogal interessant want die laaste een wat hulle gewen het was in COVID tyd. Toe was die stadion net omtrent leeg. Slot wat in sy eerste seisoen in Engelse sokker is, dis die eerste keer dat iemand dit doen, die Premierskap Liga met sy eerste seisoen wen. En hy moes van Jurgen Klopp oorneem. En ek het dit nog altyd die syndroom genoem dat as jy byvoorbeeld Madiba, hoe neem enigiemand oor as president? Hoe neem enigiemand oor by Alex Ferguson? Maar hier het Slot nou bewys dat jy by 'n legende soos Klopp kan oorneem en jou stempel kan afdruk. Interessant, né? Ja, nee, kyk, dit is. Vir alles uit die goal score, het jy al die kommentators mos gehoor. Jy weet in Engels is like goal, maar ons niks soos 'n Suid-Afrikaanse goal wat geskoor word onder daai. Nee, dit is wonderlik. Dit is beslis so. Dan, jy sal seker baie gelukkig wees. Dis die dat jy kan nie glimlag van jou bekkie afvee nie. Ek is seker ek sal 'n beter plek in my lewe. Ek weet, en al 4 die Suid-Afrikaanse spanne ook. Ek dink dit is die eerste keer in 'n lang ruk dat ons volpunte kry in al 4 wedstryde. Die Vodacom Bulle het heel duidelik Vrydag aan die toon aangegee en die tweede helfte was hulle net bloot ongelooflik in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar was dominansie. Johan Goosen het soos 'n generaal gespeel. Dit was wonderlik. En moenie 'n fout maak nie. Jake White se Bulle het nou bewys 5 wedstryde oor 5 gewen. Dat nie een van ons Suid-Afrikaanse spanne kan nou meer sê dis moeilik om te gaan reis nie, want hier het hulle nou gewys met die Grand Slam in Ierland en hierdie wen teen die Skotte in Scootstone, dat hulle kan enigiets doen wat hulle wil. En nie die Haie of die Bulle het liggewigsspanne gespeel nie. Hierdie was the real deal. En met 100% rekords geëindig op hulle oorsee se toer. En dan die Sharks en natuurlik die ander Suid-Afrikaanse spanne. Net Wallisers gaan nou vir ons kom kuier oor die volgende 2 weke. En soos jy vroeër gesê het, ons is nou in die besigheidsdeel van hierdie ding. Nee, dis nou maar. Dis nou arm druk is maar daar. Jy weet, soos die statistieke ook dan mag gaan kyk en so aan die Lions met ten minste met albei met hulle wedstryde met hulle wen en hulle moet natuurlik daai bonuspunte inkry en dan se ou nou weer afhanklik weet van ander spanne se performances, jy weet, en natuurlik as kyk na Ulster, Edinburgh kan dit maak, Connacht het selfs 'n kans, jy weet, so dis absoluut hierdie besigheidseinde hierdie volgende 2 naweke, great, kan nie wag nie. En die Stormers wat hulle self in die 6de plek ingespeel het oor die naweek, wat weer eens wys die ding is nie verby tot hy nie verby is nie, maar ek is geïnteresseerd om te hoor, jy sê jy het na die statistieke gaan kyk. Wat het jy gaan kyk en wat het jy daarin gesien? Hy gaan kyk statistieke net om seker te maak. Moet ek nog rugby kyk? Ja. Ek dink dit is baie belangrik, maar ek dink as ons gaan kyk die spanne wat veral nou piek, is natuurlik nou die Stormers en die Bulle. Is ons maar dan nou gaan kyk. En maar nie Sharks weggooi nie. Ek dink die Lions het baie vinnig gepiek in die begin van die seisoen en nou is hulle half agter. En maar as gekyk, die ander spanne baie stadiger begin, maar jy kan nie 'n beter tyd vra vir 'n final wat byvoorbeeld potensieel dalk 2 Suid-Afrikaanse spanne kan wees nie. Want jy gaan 1 Suid-Afrikaanse span gaan jy wat gaan moet toe, daar wen en terugkom en byvoorbeeld dan op lofte speel. 'n Major local derbies Stormers Bulle. Onthou ons het dit in Super Rugby gehad 1 jaar wat fantasties was. Jy weet die week voor die tyd
ons gaan die kampioen, ons gaan die kampioene wees. Ja. Ewe skielik is die Sharks ons. Ja, dis Nogal baie interessant kan wees. En dan die laaste ding wat ek net moet kyk, daar's soveel die gister se IPL wedstryde weer eens Ryan Rickelton wat ongelooflik was by die kof, 'n hele paar Suid-Afrikaners, maar ek is 'n maratonatleet en ek moet hierdie net noem Elroy Galant van Potchefstroom, 38 jaar oud gister, die Suid-Afrikaanse maratonrekord met amper 'n minuut verbeter, Gert se rekord van 2004 af. En eerlikwaar, dit was 2 ure 5 minute en 36 sekondes, die eerste Suid-Afrikaanse man wat onder 2:06 kan hardloop. Dit was in die Hamburg marathon in Duitsland en dit beteken ook dat hy vir die wêreldkampioenskappe in Tokio in September kwalifiseer. Maar dis 'n grootte hierdie. Hierdie is so groot soos dit word. Die interessante ding is nou dat die wêreld se standaarde het soveel verbeter wat atletiek aanbetref en dis 'n debat vir 'n ander tyd. Ek het vir ons 'n gas so oor 'n paar weke uit Ierland uit wat praat hieroor en wat hy sê. Maar die een punt wat hy vir my gemaak het op radio so rukkie terug was: iets het geskuif in atletiek. Iets is nie lekker nie. Dis nie net die skoene nie. Iets is iewers nie lekker nie. En die standaarde het soveel geskuif dat dit moeilik is vir atlete om te kwalifiseer vir 'n wêreldkampioenskap en vir die Olimpiese spele. So as dit ware maak jy die elite, die room daar heel bo, veel kleiner. En dis 'n probleem. Byvoorbeeld Frankryk, Elroy sal nie kwalifiseer vir hulle Olimpiese span met hierdie tyd nie. En dis een van die vinnigste tye van die jaar tot dusver. Dit is 'n probleem. So met ander woorde, jy maak dit moeiliker vir topatlete. En die groot ding hiervan is iewers kyk een of ander seentjie 12, 13, 14 jaar oud na hierdie wat begin padhardloop het en gesê het wel as Elroy Galant 2:05 kan hardloop, dan kan ek dit ook seker oor tyd doen. So jy bou nie 'n legacy vir jonger atlete as daai topatlete se venster kleiner en kleiner en kleiner word nie. Dis baie interessant. Maar hoe gaan 'n ou dit regkry? Jy sal moet Standaard Pieter jou beheer wat topatlete daarbo aanbetref, sal jy moet sterker vasdraai. Daar's mense wat vingerwys vir wêreldatletiek se grootpa Seb Coe. Daar is beslis iets wat nie lekker is nie. Ek kyk so gereeld na 'n prokureur van Dallas wat mense help om te kommunikeer en hy sê as dit nie lekker ruik en voel nie, dan is dit nie. Die eerste ding wat jy nou moet sê is something is off. En something is off. Hierso iets, dit kan nie net die carbon skoene wees nie. Daar moet ander dinge wees wat hiertoe bydra dat ek dink ons het tot dusver hierdie jaar, as ek reg onthou, 11 wêreldrekords. Net hierdie jaar. Ja, dis Ons fantasties. is aan die begin van Mei. Iets is nie lekker nie. Daar is duidelik iets in die water. Nee, baie lekker gewees. Baie dankie dat jy weer die sport met ons kom deel. Dit is tyd vir verdere sports hier op Goeiemôre, Good Morning. Onthou julle kan ons sosiale media gaan volg, gaan like en al daai lekker dingetjies doen. Skandeer die QR-kode en gesels saam met ons net hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons kuier net hierna verder.